Goeiedag, dis 22 Mei 2026. Na die kragtige uitstorting van die Heilige Gees lees ons verder in Handelinge hoe die kerk van Christus gebore word onder die invloed en die leiding van die Gees. Die Heilige Gees was betrokke by die geboorte van Jesus, weet ons, maar ook sien ons hier by die geboorte van die liggaam van Jesus, sy kerk. Ons lees vanoggend so 'n paar verse uit Handelinge 2, om te sien wat die geboortetekens van die Heilige Gees geïnspireerde kerk van Jesus was. Handelinge 2 vers 41 tot 47. Hulle, dis nou die eerste gemeente, hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en het dit almal met 'n diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis, gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet. En hulle het God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Soos reeds gesê, sien ons hier die prototype van die kerk van Christus. Ietsie van die grondbeginsels waarop die kerk van alle eeue gebou moes word. Die uitkomste van die werking van die Gees in die eerste gemeente. Kom ons lees kortliks 'n paar hiervan. En ons pas dit dan ook op onsself toe. Die leiers het onder leiding en die invloed van die Heilige Gees begin om kragtig te bedien, wonders en tekens te doen, om te verkondig en om te lei. En almal was met diep ontzag en respek vervul oor hulle leiers. Die vraag is maar net, verdien leiers in die kerk vandag nog die ontzag en die respek van gelowiges en ander mense? Daar was eenheid, eensgesindheid, eendragtigheid, onderlinge verbondenheid, sê vers 42. Dit was baie duidelik sigbaar. Weereens, kan ons 'n regmerk hier agtermaak of 'n kruisie? Die gelowiges het gedeel en hulle het gegee. Besittings, rykdom en eie belang was glad nie 'n hoë prioriteit vir hulle nie. Hulle het oop harte en oop hande gehad en hulle het omgesien na mekaar se behoefte en ook die behoefte van armes. Hulle het in eenvoud geleef en geëet sodat hulle ook vir ander kon gee. Hulle het getrou by die tempel, dis hulle plek van aanbidding, byeengekom, daar waar hulle gemeenskaplike geloof en hulle verbintenis kon vier, waar hulle saam kon eet, saam kon bid en veral God kon prys. Hierop sê vers 42, hierop het hulle al heel hartig toegelê. Weereens kan ons vandag sê dat ons ook hierdie boksie tik. Die gemeenskap en die hele volk was hulle goedgesind. Hulle was 'n gemeente wat hulle omgewing en hulle leefwêreld beïnvloed het. Hoe lyk die wêreld vandag? Hoe kyk die wêreld vandag na ons as kerk en gemeente? Is hulle goedgesind teenoor ons? Hulle respek vir die kerk? Sal ons omgewing ons mis as ons kerk en ons gemeente sou sluit? En laastens, hierdie Pinkster gefundeerde prototype gemeente het gegroei in getalle, maar ook in invloed. Deur hulle invloed en getuienis het baie mense tot geloof in Christus gekom en is tot die gemeente toegevoeg. Ons toepassingsvraagie:
groei ons of bloei ons? Daar is nie 'n beter tyd om selfondersoek te doen, dis persoonlik, maar ook as gelowige kollektief, as juis in die Pinkstertyd nie. Die Heilige Gees het die kerk vanaf Pinksterdag op koers kom plaas in die wêreld. En ons moet mekaar voortdurend afvra, is ons nog so op koers? Kom ons bid. Kom Skepper Gees, besoek u kerk, u wat vernuwe en ons versterk. Vul self u skepping, Heilige Gees, met krag op hierdie Pinksterfees. Amen.